Goeiedag geliefdes, dis vir my wonderlik om weer saam met julle rondom die woord van die Here te wees. En ons is nou tans, of ons begin nou met die boek Titus. Ons het klaargemaak met Kolossense en ons staan vandag stil by Titus, die eerste hoofstuk vers 1, wat so lees. Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. Nou, hy lees 'n bietjie moeilik, daarom wil ek hom graag ook vir u in 'n ander vertaling lees, wat so lees. Van Paulus, 'n slaaf van God en apostel van Jesus Christus, ter wille van die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat lei tot toegewydheid aan God. En hy lees ook so in 'n ander vertaling. Hierdie brief kom van Paulus, 'n diensknegt van God en apostel van Jesus Christus. Ek is gestuur om die wat God gekies het tot geloof te lei en om hulle die waarheid te leer, dat hulle wys kan wees hoe om godvrugtig te lewe. Nou, hier is geweldige mooi woorde. Wanneer die apostel Paulus sê dat hy 'n diensknegt is, dan is dit 'n geweldige woord, want dit beteken dat ek in diens van God is. Ek is daar om hom te behaag, hy is my meester. Daar is ook die woord wat hy gebruik het, wat ek vir u gelees het, wat met diensknegt vertaal word in die Griekse taal, naamlik die woord slaaf, doulos. Ek is een wat eksplisiet doen dit wat God van my vra en wat God van my verwag. Sy wil is dit wat ek tot uitvoer wil bring. En dan gebruik hy juist die woord wat ek vir u gesê het, ek is 'n slaaf van die Here Jesus Christus, ek is daar om hom te dien en hom te behaag in alles in my lewe. As hy sê 'n knegt, dan spel dit ook die gedagte van hom te hoor en in absolute gehoorsaamheid teenoor hom te lewe. En hier is iets wat ek myself natuurlik ook aan toets, en elkeen van ons kan onsself daaraan toets. Om te vra, lewe ek in absolute gehoorsaamheid teenoor my meester? Ek noem hom my God en ek noem hom my meester. Daar in Lukas 6 vers 46 het die Here 'n woord gesê. Julle noem my Here, Here, en julle is reg, ek is dit, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Die apostel Paulus sê ek is deur God geroep, ek is deur God aangestel, daarom gebruik hy ook die woord, ek is 'n apostel. Nou, daar was sekere kwalifikasies wat aan 'n apostel gekoppel is, voordat hy apostel van die Here genoem kon word. Een daarvan was, dat hy Jesus Christus moes sien. En 'n tweede daarvan is, dat hy 'n aanstelling deur die Here Jesus Christus self sou ontvang. Nou, Paulus het die Here Jesus Christus gesien. Hy het die Here Jesus Christus geken. Hy is ook die een wat die gemeente en die navolgers van Jesus Christus baie erg vervolg het. Daarom het hy kennis gedra van die Here Jesus, hy het hom gesien. Maar meer as net dit, hy het op die Damaskuspad ook die openbaring van Jesus Christus gesien. En daarop het hy 'n roeping gekry. As hy uitroep, Saulus, Saulus, dis hard vir jou om te skop teen die prikkels van God. Waarop hy antwoord, wie is u Here wat met my praat? En hy dan die antwoord kry, ek is Jesus wat jy nie ken. Hy is met blindheid geslaan. En dan word daar die profeet van God, of die kind van die Here gestuur, om met Paulus te gaan praat. En die opdrag wat hy kry is, gaan en bid vir Paulus, want ek gaan hom gebruik, ek gaan hom wys hoe baie moet hy vir my naam lei. Hy het 'n aanstelling van die Here gekry. Daarom noem Paulus homself ook die ontydig gebore apostel. Na die val van Judas Iskariot, wat die Here verraai het, het daar 11 oorgebly. Die 11 het bymekaar gekom en hulle die lot gewerk oor wie hulle in die plek van Judas moet kies, en toe het hulle
Matteus gekies. Maar hierdie Matteus hoor ons nêrens meer van nie. Hy is nêrens ter sprake nie, hy het nêrens by die apostels verder genoem nie, en Paulus beskou homself as die een wat God geroep het in die plek van Judas. Wat ook deur God gestuur is, wat deur die Heilige Gees van God gesalf is, en wat die woord van die Here uitdra na buite. Die woord apostel beteken dan ook juis 'n gestuurde of 'n uitgestuurde van die Here. Daar in Matteus, in die 28ste hoofstuk vers 19 en 20, is dit ook van u en my 'n werklikheid. Ons is nie apostels nie. Daar is net 12 van hulle. Maar ons is almal gestuurdes. Daarom sê hy dat hy ons stuur en sê, gaan die hele wêreld in. Gaan verkondig die evangelie en maak disippels. En doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En kyk, ek is saam met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Die Here Jesus het 'n hele groep mense gehad wat hom gevolg het. Daar in Markus die 2de hoofstuk vers 13 en 14 lees ons dat uit hierdie skare en navolgers wat hy gehad het hy vir homself 12 uitgekies. Hy het hulle na hom toe gebring, hy het hulle geleer sodat hy hulle kan uitstuur om die wêreld te gaan evangeliseer. En dit is die roeping wat Paulus het en wat ek en jy ook het, alhoewel ons nie deel van die 12 is nie. Daar is nie meer hedendaagse apostels nie. Die 12 apostels is die 12 wat die Here Jesus Christus uitgekies het. Daar's baie disippels, daar's baie navolgers, daar is predikers, daar is evangeliste, daar is verskillende bediene en ampte. Maar die ampt van apostel het verlore gegaan en ons het net die predikers en die verkondigers en die disippels van die Here Jesus Christus. Daarom ek en u as kindjie van die Here. Die ou vertaling stel dit 'n bietjie swakker, maar ek hou van hierdie nuwe vertaling wat sê, hierdie brief kom van Paulus, 'n diensknegt van God, en 'n apostel van Jesus Christus. Jesus Christus het hom uitgestuur. Ek is gestuur om die wat God gekies het tot geloof te lei. Met ander woorde, ek is uitgestuur om die woord van God te gaan verkondig en die mense wie se harte God verander, dat hulle tot geloof sal kom en dat hulle Jesus Christus as saligmaker sal leer ken. En wanneer hulle dan die Here Jesus Christus as saligmaker leer ken het, is daar 'n verdere doel. Hulle lei om hulle die waarheid te leer. Met ander woorde, nou kom die lering. Ek het die Here Jesus ontdek. Ek is 'n disipel van die Here. Ek is 'n navolger van die Here. En nou word ek geleer. Daarom het God leraars, profete, evangeliste daar gestel volgens Efesiërs, om die gemeente van die Here toe te rus, dat hulle sal kom tot die volle grootte van die volle mate van Christus. Paulus sê, ek lei hulle na die Here toe, en dan het ek 'n opdrag om hulle te leer, en hulle te wys, hier is 'n mooi woord, en hulle te wys hoe dat hulle godvrugtig moet lewe. Paulus is juis uitgeroep, en hy noem homself ook, ek is die apostel wat na die Jode gestuur is. En God het hierdie man Paulus, wat 'n hoogs geleerde is, wat in die Joodse kultuur groot geword het, en wat 'n fenominale geletterde en intellektuele man was. God stuur hom juis uit na die Jode toe, om met die Jode te gaan argumenteer, of hulle te gaan beredeneer, of hulle te wys dat Jesus is die Messias. Hy het eens hierdie vervolgers, of hierdie navolgers van Jesus uitgedelg. Nou is hy daar, het hy sy lewe gegee, om Jesus Christus te verkondig. En geliefdes, hy het nie 'n maklike pad geloop nie. Lees gerus 2 Korintiërs 11, daarvan die 23ste vers af. Ek is in gevare van mense. Ek is in gevare van diere. Ek is gestenig, ek is met klippe gegooi. Ek is as dood agtergelaat. Ek is gedurig in gevaar waar ek ook al beweeg. Hoekom? Bloot net omdat hy 'n verkondiger van die evangelie van Jesus Christus is en mense na God toe gelei het. Nou gebruik hy 'n mooi woord, ek moet hulle leer hoe om God
vrugtig te lewe. Ek moet hulle leer hoe om God te behaag. Die ander vertaling het dit so mooi gesit, ek moet hulle lei tot toegewydheid aan die Here. En dit is die doel van die leraar, dit is die doel van die man wat voorloop, van die apostel, van die gestuurde, van die predikant in die tyd waarin ons lewe, om mense te leer aangaande die weë van die Here. En hierdie mense te bring daartoe, dat hulle godsvrugtig sal lewe, en dat hulle toegewyd aan die Here sal lewe. Dit is waarvoor die hele woord geskryf is. Paulus se briewe is geskrywe sodat mense kan ontdek die rykdom van die heerlikheid van God, wat daar in Christus Jesus ons Here van ons opgesluit is. As 'n mens dink aan die beloftes wat die Here gegee het, dan is daar in Efesiërs 1 vers 4 so geweldige groot woord. Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15. Kom die apostel Paulus en praat oor sy eie persoonlike wandeling met God. Daagliks sterwe ek, sodat die lewe van Christus Jesus in my sterflike liggaam geopenbaar kan word. Daar moet 'n voortdurende groei en toewyding aan die Here plaasvind, dwars deur ons lewe. Dit sal nooit ophou nie. Tot die dag dat die Here Jesus Christus ons kom haal, sal ons voortdurend meer en meer en meer van hom leer. Daarom, geliefde, ag dat ek en jy onsself ook daartoe sal toewy, ten eerste om 'n diensknegt te wees. Here, waar wil U my gebruik? En daar is 'n reeks van gawes en talente wat God aan 'n mens gegee het, geestelike bedieninge wat God gegee het, waar hy jou in sy koninkryk wil gebruik. Nie een van ons is 'n laslappie nie. Elkeen van ons het 'n besondere roeping van die Here. Het sy dienswerk wat ons doen, het sy bemoediging, het sy vermaning, elke een van hulle, u kan maar lees daar in Korintiërs. Die Heilige Gees het gegee soos hy wil. God het gegee en die Here Jesus het gegee. Lees dit gerus in 1 Korintiërs 12. Die verskillende bedieninge en gawes wat God gegee het, sodat die gemeente van die Here tot 'n volle grootte sal kom van Christus en dat hulle beelddraers van die Here Jesus Christus sal wees. Paulus sê, ek is apostel, ek is 'n gestuurde, om mense na die geloof te lei, om mense te leer, en om mense te bring by 'n plek dat hulle toegewyd aan God sal lewe, en dat hulle godsvrugtig sal wees in hulle hele lewe. Kom ek en jy gee onsself vir God. Kom ons plaas onsself in sy diens. Here, is daar iemand wat ek net bemoedig? Is daar iemand wat ek moet bel? Is daar iemand wat U op my hart lê vir wie ek moet bid? Maar dat ek betrokke sal raak in die lewens van kinders van God. Het sy evangelieverkondiging of bemoediging van kindertjies van God en lering van kinders van God. Die Here seën vir jou. Ons sien mekaar na die skoolvakansie weer. Dit was nou my laaste aanbieding tot in Julie maand. Ek sal vir u op hoogte hou en na die skoolvakansie dan stuur ek weer vir u 'n uitsending uit. Die Here seën vir u en gaan wees net vir die Here diensbaar. Gaan wees net godsvrugtig en gaan lewe net toegewyd aan die Here. Dit wat die apostel Paulus sê waartoe God hom geroep het. Mag die Here vir u ryklik seën en mag u God mildelik in u eie persoonlike lewe beleef. Seën vir u en ek bid vir u en ek vra ook vir u asseblief bid vir my dat ons al hoe nader en nader en nader aan God sal kom. Die Here seën vir u ryklik, my broer en suster. Mag u 'n wonderlike tyd hê in hierdie tyd wat ons van mekaar geskei is. Goeiedag vir u.